Ons lewe in 'n wêreld wat gedurig deur besig is om te verander. Daardie veranderings word meestal aangebring deur die mens. Nie almal van daardie veranderings is verbeterings nie. Maar een ding wat nooit verander nie, is Jesus Christus, die koning van die konings, die God bo alle gode, die koning van die koninkryk van die hemel. Ons lees in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hy verander nie. Nou ons as mens het so slim geword dat ons het kerke wat verander. Die kerke het doktrines wat verander, want die synode sit. Dit maak nie saak wat die synode sê nie, die synode is nie Jesus Christus nie, my vriend. Ons sal geoordeel word aan die woorde van Jesus Christus. Die Bybel is verander om by die mens aan te pas. Die nuwe vertalings is so verdraai, net om die mense ore te streel. Maar dit was nie wat Jesus gesê het nie. Dit is die aanpassings van die mens, om die evangelie meer aanvaarbaar te maak, vir sy eie doelstellings. Daar is nuwe Bybelvertalings, om die mens tevrede te stel, selfs een vir homoseksuele. Daar is 'n Bybel vir sataniste. Mense verander, mense se sentimente verander, mense se toleransie vir sekere sondes verander. Hulle raak verdraaglik saam en verdraaglik teenoor ontug en egskeiding en hoerery en dinge wat God verbied het. God het nie verander nie. As ons nie oor 'n verkeerde ding praat nie, dan beteken dit nie dat dit is nie hoe God daaroor sal beslis nie. Ons vermy die onderwerp, ons gebruik diskresie. Ons kan ons kerk verander. Ons kan ons geloof verander. Ons kan ons doktrines verander, sodat dit ons pas, maar ons kan God nie verander nie. Jesus Christus is die koning van die konings. Hy is die koning van die koninkryk van die hemel, en ons moet inpas by sy woorde. Ons gaan almal geoordeel word volgens die woorde van Jesus, volgens niks anderster nie. Ons sal nie geoordeel word volgens die 10 gebooie nie, nie volgens die wet van Moses nie, nie volgens doktrines nie, nie volgens die moderne Bybel wat verander en aangepas is om mense tevrede te stel nie. Nee, Jesus het gesê, Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, sal hom oordeel in die laaste dag. Jesus is die regter. Hy het gesê, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Vader het hom mag gegee om te oordeel, hy sal oordeel ook. Johannes 5 vers 27, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Jesus is die regter. Jesus is die koning. Die koninkryk van die hemel behoort aan hom, en hy sal besluit wie daarin gaan volgens sy reëls. Die reëls van die koninkryk is die woorde van Jesus, soos opgeteken in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Baie daarvan is in Matteus hoofstuk 5 tot 7. Ons sal daar volgens geoordeel word, volgens niks anders nie. Ons moet seker maak dat ons Jesus gehoorsaam is. As ons hom nie gehoorsaam nie, sal ons nie in sy koninkryk ingaan nie. As ons hom nie beskou en erken as die koning en hom gehoorsaam is nie, sal hy vir ons sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. My vriend, maak seker dat jy die regte padkaart het. As jy 'n Bybel het, maak seker dis die ou vertaling, die 53, wat nog nie verdraai was nie, want die nuwe is verdraai om die mens te pas. En moet ook nie mislei word nie. Ons gaan nie volgens ons geloof geoordeel word nie. Ons gaan nie elkeen op sy eie geloofsaligheid salig word nie. Ons gaan salig wees as ons die Here Jesus gehoorsaam het. Hy is die koning, en hy sal besluit of ons volgens sy woorde, sy insettinge daarvolgens geleef het, en of ons daarvolgens ons dade in lyn gebring het. En as ons dade nie volkome is in sy boek nie, sal ons nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maak nie saak wat het ons geglo nie.
Wat saak maak, is het ons Jesus gehoorsaam. Dis alwaar aan ons gemeet sal word. Die Here seën u.